arme Gielie is vanoggend ontroostbaar. Gisterand is Dolly en Polly weg oor see. Die hele Pieters huisgesin is sak en pak Engeland toe. Asof dit daar enigstens beter gaan as hier. Elke land word op sy eie manier opgemors deur hulle eie politieke clowns. My lewe is baie meer aangenaam van ek opgehou het om na die nuus te kyk of te luister. En ek koerante net gebruik om die braai aan die gang te kry. Mense sê ek druk my kop in die sand soos 'n volstruis. Ja, natuurlik, probeer dit werk, vra enige volstruis. Kom moet 'n mens, dag na dag, luister na daai poespas van slegte nuus waarin jy self absoluut niks kan doen nie. Die pers het toe Dominee Droel se storie met Fabulous Fatima ook sommer gou gelos, na hierdie raad van matrone Molly Versagie. Luister asseblief net baie mooi na my raad. Ek luister. Die tannas by wie ek gewerk het, Dr. Proctor, het baie probleme met die pers gehad. Hy kon sy vatterige hande nie tuis hou nie. Het hy met die pasiënte gelol? Personeel ook. Anyway, hy het presies met die pers gedoen wat wors hulle by hulle werk doen. En dit is? F1 batteries word gereeld deur eco-junkies en lastige joernaliste beskuldig van lood en battery acid besoedeling. Waaraan hulle waarskynlik skuldig is. Ja, maar ons worry nie nou oor hulle sondes nie, maar oor joune. Okay, sê maar dan net wat ek met pers moet doen. Jy antwoord alle telefoniese navrae van die pers met net 2 woorde. No comment. Jy sê absoluut niks anders nie. Okay, dit doen ek reeds. 2. Jy weerstaan die versoekings om enige aanmerkings van enigiemand op enige social media platform te antwoord. Jy raak nie aan Twitter, Facebook, WhatsApp of enig van daai rubbish nie. Hoe stel ek dan ooit my kant van die saak? Jy stel dit glad nie. Jy shut up oor, want jou kant van die saak is die skewe kant. Moet ek dan alle aantuigings waar of nie waar nie net ignoreer? Now you getting it, dit is presies wat jy moet doen. Wie ook al wat sê van die publiek of die pers, niks laat hulle vinnige shut up is total ignoration nie. Niemand klop baie lank aan 'n toedeur. Ek hoop jy's reg. Ek is altyd reg, vra maar vir Wors. Ek luister ook glad nie meer na Simple Talk radio nie. As ek iemand se opinie oor 'n onderwerp wil hoor, wil ek 'n expert se opinie hoor. Nie mevrou Moerdijk van Makwasiefontein wat vir almal wil vertel van haar en haar huishulp se politieke insigte in gesprekke nie. Nie op my radio nie, thank you very much. My radio speel net musiek. Sorry. Deesdae kuier Kruiwa Koekemoer, die skoolhoof, gereeld by Fleurpot. En Martha Goosen se nuuskierigheid oor die twee het nou breekpunt bereik en sy moes net vir Fleur daaroor begin pols. My nuuskierigheid is op breekpunt. Nuuskierigheid waaroor? Oor jou en Kruiwa Koekemoer. Sy bakkie het gisteraand alweer tot na middernag voor jou plekkie gestaan. Spioneer jy op my? Nee, maar ons bly so naby mekaar. Mens kan nie help om goeters te sien nie. Wat se goeters? Hanky-panky, making whoopie, lekker onbeskofte goeters. Hoe ken jy my? Beter as wat jy dink, suster. Jou lus is nog lank nie geblus nie. Dis my privaat besigheid. Kruiwa is 'n platoniese vriend, dis al. Is jy doodseker die Kruiwa Koekemoer is nie getroud nie? 100% seker. Hy is al 4 jaar gelede geskei van sy vernekende flerry van 'n vrou Lavinia. Lavinia? Dis ook die naam van 'n baie bekende televisiepersoonlikheid. Watter baie bekende televisiepersoonlikheid? Liewe Heksie. Liewe Heksie? Hallo, my liewe Heksie. Wat Lavinia is. Hoe dan, liewe Heksie? Eintlik was Knerses van Asblikfontein my persoonlike gunsteling. Haasdaas was myne. So is jy en Kruiwa nou 'n item. Ons is net vriende. Met intensies en bedoelings. Hy dalk, nie ek nie. Al is die blikskorrel so flippend fris gebou, jy met sy boarmspiere sien. Fris, nee? Net so sy bobene. Ja, en nee, seker, as ek moet raai. Ja, jy kan nie raai oor iets wat jy al reeds gesien het. Kruiwa het gister vir my die pragtigste ruike rooi rose gebring en 'n bottel pink champagne. Wat julle twee seker vinnig gepolish het. Ons het dit geniet saam met die heerlikste wegneemete wat hy saamgebring het. Wat het julle geëet? Die enigste wegneemete wat jy kan kry by die winkel saam bo. Was en chips.
Rations en chips. Yes. Hoe lus maak jy my nou? Hierso, as mens sê dis en jy eet iets lekker, dan voel jy sommer tonne beter. Ek gaan ooit weer beter voel nie. Eet en jy sal sien. Ek het my eetlus verloor. Ry dan net aan die chips asseblief. Toe, probeer dit net. Jessie, ek dink jy's reg, Spanner. Ek kan voel hoe kom my eetlus terug. Hoekom loer jy die hele tyd so na jou foon? Polly en Dolly het gesê, hulle sal my onmiddellik WhatsApp as hulle veilig daar geland het. Dis nou 1:10. Ek dog jy sê hulle vliegtuig land eers na 3 vanmiddag. Nou 3:13. Ek kyk sommer op die internasionale nuuswebblaaie of daar nie dalk 'n Boeing is wat gecrash het nie. Ag nee man, Gielie. Dan worry jy nog oor dit, gaan wonder jy so depressed nie. Dis my eie skuld. Ek kon gisteraand nie slaap nie, toe kyk ek 'n fliek. 'n Onbeskoofde fliek. Nee, 'n gewone een. Air disaster. Het gaan oor 'n jumbo jet wat aan die brand geslaan het en toe in die see ingecrash het. Sjoe, dit was die verkeerde fliek om te kyk. Hy is so bang gemaak, ek het 'n kat gaan skiet. Jy worry vir nie oor hoe 2 goeste. Deesdae is dit baie veiliger om in 'n vliegtuig te vlieg as om in 'n kar te ry. Waar hoor jy dit? As 'n kar gaan staan omdat sy petrol klaar is, dan staan hy net daar. As 'n vliegtuig se petrol klaar raak, dan hou dit onmiddellik op vlieg en val dit soos 'n baksteen. Martha Goosen, waar jy Fleurpot met alles oor haar in Kruiwa vertel. Maar toe raak Martha self so opgevang in die openbaringsgesprek, dat sy sommer alles wat sy al vir jare opgebot het begin vertel. Selfs baie private dinge oor haar ex-man, vir wie sy Sarel Sypgat noem. Sarel Sypgat het net een ding is. Meeste mans het net een ding is. Meeste wens seker hulle het meer as een gehad. Praat nie van 'n myn dinges nie. Ek praat van 'n ander 2 dinge waarvan allemans 2 het. Tepels, Laar af. okkernete. Sarel Sypgat het net een. Hy het die ander een verloor in 'n swysongeluk in die swysklas op skool, Was jou Sarel in 'n tegniese skool? in 'n spesiale skool. Ek was in 'n handelsskool en na matriek in 'n finishing skool op Stellenbosch. Hitler het ook net een gehad. Hitler wie? Adolf Hitler. Daai Heil Hitler hooligan. Gaan Google dit as jy my nie glo nie. Net een kalbassie, net so Sarel Sypgat. Dit en die drank was die oorsaak van Sarel se spasmodiese stingelstres. En dit is? Impotence. Dis dan seker ook hoekom Adolf Matthias so verskriklik uitgehaak het. Daai ding maak van enige man 'n baie ongebalanseerde mens. Ek kan my net voorstel hoe eienaardig dit moet lyk. Stel jou voor, 'n tabaksakkie met 'n pingpongbal in. Het Sarel baie keer sy balans verloor. Net as hy gesuip was. Al dit gebeur met baie mense. As ek 'n dop in het, raak ek net onbeheerbaar vryerig. Ek drink nie eintlik nie, net so 'n ou wyntjie saam met my aandete vir die spysvertering. Martha, op daai geselligheid by dooie Dottie se begrafnis, was jy so getrek soos 'n spook. Ja, maar daar was heeltemal te veel drank. Mense sweer dit was 'n bruilof. Eintlik behoort hulle glad nie drank te bedien by 'n begrafnis nie, veral nie in 'n aftreeoord nie. As jy laf in 'n aftreeoord, moet dit eintlik verpligtend wees. Drank vat daai worry weg. Worry waaroor? Wie's volgende? Rustigheid en vrede. Is wat mens eintlik in 'n aftreeoord sou verwag of hoe? Dalk in storieboeke, ja. Glo my. In die werklikheid is dit heel anders. Dit is nogal verbasend hoeveel van die inwoners hier mekaar nie kan verdra nie. Vergeet van vrede in die Midde-Ooste of in Afrika. Mens kry dit dan nie eers in huis Lelieveld nie. Matrone Molly het help vrede maak tussen Martha Goosen en Blaartjie Lou, deur die 2 van hulle aan te moedig om te gesels oor dit waarvoor hulle albei 'n voorliefde het. Koekbak. Nou wil dit voorkom, asof juist dit, die gekoekbakkery mens, verantwoordelik is vir die begin van 'n nuwe onenigheid tussen die 2 ou vyande. Maar
Matrone, dis alles jou skuld. Dit was jy wat gesê het, ek moet maatjies maak met daai tweegesig vetkoek van 'n Martha Goosen. Presies, wat is my skuld? Daar's dit. Die bewyse wat ek in die hof ook gaan gebruik. Gemmerkoekies. Wat daar voor jou staan, is agterbakse spionasie en diefstal van intellektuele eiendom. Blaartjie, dis gemmerkoekies. Ek glo nie daar's copyright op gemmerkoekies nie. My resep is uniek. Iemand het dit van my gesteel. En ek dink ek weet wie. Wie? Ek vermoed dis vetkoek Goosen. Jy vermoed dit. By die tuisnywerheid is ek lid 13. Hierdie koekies is gebak deur lid 43 en dit smaak presies nes my gemmerkoekies. Maar dit kos R3 goedkoper. Het jy vir die tuisnywerheid gevra wie lid 43 is? Ja, ek het, maar hulle weier om my te sê. Die name van die lede is hoogs vertroulik. Daarom sit hulle net die nommers op die produkte. Wel, die tuisnywerheid is seker bang. Lede van die publiek bestel direk as hulle weet wie wat gebak het. Ek gaan uitvind wie my bevark. Gaan hierdie ding oopkloof tot op die been. Eintlik is dit my lunchtyd. Wat probeer jy vir my sê? Dat ek nie nou aan diens is nie. Kom terug na 2 met 'n mediese probleem, ek help jou onmiddellik. 'n Mediese probleem. Dis waarvoor ek hier is, enige mediese probleem. 'n Gewone verkoue, 'n ingroei toonal, 'n lastige aanby, hartlywigheid of die teenoorgestelde, selfs die insluk van 'n valstand of 'n pacemaker wat se battery pap is. Probeer jy van my ontslaa? Ja, Hoekom? wat ek hier sien, lyk vir my na onnodige flop en ligsinnige litigasie en dit moet jy met Doudrol bespreek. Hierdie so twak is sy werk. Dominee Droel is nie nou hier nie. Ek weet, dis ook sy lunchtyd. Hy's uit op 'n baie belangrike sake ete. Is saam met die dames van die Sustersvereniging. Dominee Droel is amper nooit hier nie. Maar hy is die baas. Dis wat baase die beste doen, hulle verdwyn. Dan praat ek maar met jou. Of jy nou wil of nie. Ek wil nie. Dis my lunchtyd. Ek het lae bloedsuiker. As ek nie eet nie, raak ek baie moeilik. Nou, wag ek maar tot jy klaar geëet het. Jy weet natuurlik wat Martha Goosen se huisie se nommer is, nê? 43. Mami! Wat is dit? Kon jy nie betyds by die levy uitkom nie? Polly en Donnie het nou net laat hulle het veilig aangekom. Ag, is dit al? Met jou geskreeery het jy my nou 'n hele bak gemmerkoekie deeg op die kombuisvloer laat val. Hulle sê hulle bag vir hulle tasse en dan gaan hulle met 'n ondergrondse YouTube trein na hulle nuwe woonstelblok toe ry in Hounslow. Wat die hel is dit? Dis 'n voorstad in Londen, naby die lughawe. Ek het dit op Google Earth gaan soek en toe met Street Views gaan kyk hoe lyk hulle nuwe woonstelblok. Weet jy, dit lyk soos 'n hond se agterend. Ja, dit lyk bietjie gomtorrerig. Ek weet nie of hulle gaan regkom daar nie, mami. Ek mis hulle verskriklik. Dis nog net een nag. My hart is in stukke geskeur. Nee, nou oordryf jy. Hou op chunk oor daai vet bas bakvisie sissies. Hulle is nie jou trane werd nie. Hulle is. Mami verstaan nie. Ek verstaan beter as wat jy dink. Ek was ook op my tyd jonk en gat oor kop verlief. Ja, op een ou. Omdat ek op al 2 sissies verlief is my pyn 2 keer so erg. Ag, asseblief. Dis nie 'n week nie en al 2 daai tertjies is gekuis met 'n nuwe Engelse boyfriend. Nee. Ja. Mami sê dit aspres om my gevoelens seer te maak. Jy is heeltemal te jonk en onvolwasse om girlfriends te hê. Dis hoekom jy so oor hulle chunk. Vergeet van hulle en kom help jou mammy om die kombuisvloer skoon te maak. Daar's roep Spanner my. Hoor daar, mami? Ja. Gilly, sy moet kom help my, bra. Ja, ek kom, Spanner. Ek kom. Hy is beslis sy pa se kind. Gelukkig kom matrone Molly vir Blaartjie 'n bietjie kalmeer en haar oorreed dat dit nie toevallig is dat die lid se nommer en Martha se huis se nommer dieselfde is.
En dat litigasie haar heel laaste opsie moet wees, na sy uitgevind het presies wie lid 43 is. Intussen is Dominee Droel terug na sy werksete saam met die susters. En dit brand Lou sy raad kom vra oor iets baie persoonliks. Hoe persoonlik? Baie persoonlik. Nou laat ek hoor. Want dalk is dit 'n mediese probleem, dan moet jy liewer op 'n matroon daaroor praat. Ek wil met 'n man praat, okay? Ek luister. 'n Vriend van my dink sy vrou knip die kat in die donker. As jy nou weet wat ek bedoel. Ja, ek weet wat jy bedoel. So nou, wat nou? Wat laat jou vriend so iets vermoed? Sekere tekens. Soos wat? Sy vroukie het skielik die kapsel van haar hare verander en toe 'n paar nuwe rokke gekoop. Dit klink heel onskuldig. Vrouens hou van vernuwing. En sy het ook haarself in sy paswoord verander. Dit klink nie so gesond nie. En skielik ontstel die ou kleinste dingetjie haar baie erger as gewoonlik. En sy wil sommer 'n hofsaak maak. Dingetjies soos wat? Soos byvoorbeeld dat iemand haar gemmerkoekie resep gesteel het. Brand. Is die vriend van jou getroud met Blaartjie Lou? Ja, ek is. Nou gaan sê dan vir haar, jy vermoed dat sy ontrou is, nie vir Dou Droel nie. Sien, dis hoekom ek liewer hieroor met 'n man wou praat. Is jy bang vir jou vrou? Versigtig. Ek wil net die huismoeles hê nie. Hou op om so agterdogtig te wees. Blaartjie se probleem is kompetisie by die tuisnywerheid. Dit laat haar onseker voel. Die hare en die rokke is haar poging om te probeer beheer hou. En die selfoon se paswoord? Het jou selfoon 'n paswoord? Ja, natuurlik. En weet Blaartjie wat dit is? Nee, hè? Nou ja, kom sien, kom sa. Jy bedoel seker quid pro quo. Jy weet wat ek bedoel. Moenie moeilikheid soek nie. Matrone is baie beter met die soort van goed as jy. Dink ek tog die sustersvereniging sou betaal vir vandag se ete by daai restaurant. Nee, ek het per ongeluk die verjaarsdagfonds se kaart gebruik. No problem. Dis nie 'n groot bedrag nie. Die susters moes bitter min geëet het. Daar was net een suster. Die voorsitter, mevrou Blom. Haar jonger suster, Dalia. Dominee Dou. Ek watch vir jou. Ja, en ek sal maar die Sondagkoerant ophou. En dit? Nog bewyse vir jou hofsaak? Ek voel soos 'n wurm. Kan ek sit? Sit. Ek het 'n baie goeie kursus tablet as jy 'n lintworm het. Dis nie wat ek bedoel nie. Jy maak weet, I'm just messing with you. Dis vir jou. Hierdie gemmerkoekies van my het in 2002 'n goue medalje op die Klerksdorp se landbouskou gewen. My ma se wenresep. Dankie. Ek en Worsel het vanaand polish. Martha Goosen is nie lid 43. Ek's baie bly om dit te hoor. Ek moet erken, ek het laas week my gemmerkoekies se resep vir haar gegee. Maar haar gebak sal nooit presies smaak soos myne nie. Want jy het gedoen wat enige baasbakster doen. En nooit haar resep presies soos dit is weggegee nie. My ma het gesê, los altyd ietsie uit my kind, tensy jy dit vir jou eie dogter gee. Ek neem aan jy het uitgevind wie lid 43 is. Kan jy glo? Faitjie, my eie suster. Tog julle twee kom al so goed oor die weg. Ons is susters. Ons het 'n baie ingewikkelde love-hate verhouding, soos baie ander susters ook het. Ek dink na ma en dogter verhouding is susters die tweede moeilikste verhouding om te verstaan. Faitjie kan maar net nie haar hande van my goed afhou nie. Eers was dit my man, en nou is dit my koekies. Moet asseblief niks verder sê nie. Ek dink nie ek sal dit vir myself kan hou nie. Dan skerp ek maar eers daaroor. Wel, dit is jy daaroor wil praat, en dit van jou bors af kry. Partykeer is dit baie terapeuties om 'n ding uit te praat. Jy weet, veral teenoor iemand met 'n mediese agtergrond. Skimp maar matrone Molly. Ek sê nie 'n woord nie. En nou, wat hoor ek dat jy skaars jou werk kan doen, want jy chunk so oor daai meisie mense. Hulle is weg, oom. Doe ver oor die see. Ek gaan hulle nooit weer sien nie. Hey, hou onmiddellik op met hierdie trane. Baie moeilik, oom. Ek is verskriklik hartseer. Gilly, jy het 'n slim foon. En hierdie oord het 'n baie vinnige fiber connection. Dis reg, oom. Hoekom het die oord dit?
sodat meeste van die ou mensies hier met hulle kinders wat oor see bly, kan Skype of FaceTime. Gratis. Wanneer hulle wil en vir so lank as wat hulle wil. Shitsie oom, dink ek nou net aan 'n plan. Dis presies wat ek met Polly en Dolly gaan doen, elke liewe aand. In die privaatheid van jou woonstelletjie. Ja, in my bed, in my pyjamas. Of daarsonder. Hey, ek moet waai. Ek moet van die Molly gaan kry. Shitsie oom, hierdie gaan amazing wees. Dominee, ek wil nou nie skinhou nie, né? Maar daai Krywal Kokemoer se bakkie staan alweer daar voor Anti-Fleur se plekkie. Jy is nou al die derde persoon wat vir my kom sê het. Wie was jy nou 2? Matrone en Spanner. Is Krywal nie so bietjies te jonk vir Anti-Fleur nie? Matrone het my gesê dat hy glo net so 4 jaar jonger is as sy. Ek glo dit nie. Ek ken niemand wat so hulle ouderdom kan lieg soos daai Anti-Fleur nie. Daar is daarom een voordeel aan die twee se gekeierery. Fleur boer nie meer hier in die kantoor nie. Daai Antie gaan nog 'n heup uitgooi met haar al ewige gesplits doenery. Matrone het haar al, ek weet nie hoeveel keer daaroor gewaarsku nie. Ek het na 'n lys name van die Sustersvereniging gekyk en daar's nie 'n Dahlia nie. Dahlia is van plan om by die vereniging aan te sluit. Dit was juist waaroor gister se ete gegaan het. Dominee Dou, moet asseblief net nie vir my sê hoe Dahlia is getroud nie. OK, ek sal dit vir jou sê nie. Dominee, Ek terg jou net. Dahlia is single. ek splam dit toe. As Kees sal kom binnekort voor. Ekskuus? Dominee, ek het slegte nuus. Humberto het nog saam met Auntie Marlene en Auntie Joan by die lape gestaan en rook. En toe kry hy net so jalse hartaanval en sak in mekaar. Bel die ambulans, ek kry noodhulptas. Nee, Dominee. Dis klaar te laat vir 'n ambulans. Een oomblik kan niemand mekaar hier verdra nie. En dan gebeur so iets. Foei tog mens. Maar ek kan julle waarborg, arme oom Bertie, die grootste flirt in die oord, wat nie 'n kind of kraai het nie, gaan net so 'n stampvol rou dien soos tannie Baby Roos sê. Vir 'n paar oomblikke sal die oord dan 'n ligstraal van liefde en vertroosting wees. Die Katolieke Kerk sal seker weer die catering doen. En Dominee Doudroel sal weer uit sy hart uit preek en ons almal troos met sy woorde. Dan, net die dag daarna, gaan een inwoner weer 'n ander een se housepak leen, sonder om te vra en vergeet om dit terug te gee, en dan gaan die sport weer van voor af begin. C'est la vie. Dis hoe die lewe is, mens.